Hier is ons by nog 'n uitsending van Uit die Koekplek. Lekker wonderlike dag en ek kuier hierso by 'n groot man. Hy het groot spore getrap in die rugby wêreld en ek was nou bevoorreg om by die live show ook te gehad het. Willie Brits, welkom by Uit die Koekplek. Dankie, baie dankie. Jo, dankie vir nou die aand ook. Dit is beautiful en dit is lekker om so saam met julle te kuier. Ons gaan nou vandag 'n bietjie lekker gesels. Ons gaan 'n bietjie die journey nou aanpak. Ons kon daai aand net so 'n glimpse van Willie, maar nou gaan ons 'n bietjie vir Willie Brits leer ken vandag. Ja, kry, dankie, ek waardeer. Dankie vir die voorreg om op die show te kan wees. Willie, kom ons begin by die begin. Gebore in Kaapstad en jou lewe het maar half in die sentrale gedeelte van die land was meeste van jou beginjare. Ek dink ja, dis nogals kry ek sê altyd die Here het 'n plan gehad met my. Van jongs af het ons baie rondgetrek en ek moes leer om te adapt van 'n jong ouderdom af. En deur my rugby seisoen het ek ook gesien jy bly so 2-3 jaar by 'n span aan trek jy en dan adapt jy weer en dit was nog nooit vir my moeilik want toe ek Japan toe gegaan het, moes jy geadapt het en dit was my half normaal geweest. So ja, as in Kaap gebore, toe ek Nelspruit toe vir so 8 jaar, toe se Centurion so 2,5, toe Kimberley, dan my laerskool klaar gemaak in Kimberley en my hele hoërskool in Kimberley gehad daar by Diamantveld. En ja, toe ek gaan Swat, Bloemfontein, Koffsies en toe begin ek by die Leeu's terug Bloemfontein toe en toe is ek Japan toe. So ja, so vinnige draai in Amerika gemaak en toe is ek weer terug Japan en toe is ek huis toe, ja. So jy het eintlik nog 'n redelike gedeelte van jou loopbaan oral, jy het baie getravel op die so. Jou posisie, wat was jou preferred posisie geweest? Jy was eers een en toe skuif die afrigter jou nou weg. Ja, die laerskool was nog fly-off en center. Dis my game geweest, bietjie vleuel. En klein laerskooltjie, so is 22ste geweest, so dis sit ek op vleuel. Maar ek het altyd van 8 gehou. Ek het 8 gespeel, start 4, begin eerste keer 8. En toe is ek weer start 5 terug center toe en toe start 6 is ons op flank. En my flank gejol regdeur en so ek sê toe start 9 matriek toe ek coach my slot gemaak. En dit het al goed gedoen vir my want ek was versatile in posisies geweest. So die coaches kon my oral gebruik het. Dis wat coach Akkie so lekker gedoen het waar dan speel ek 8, dan speel ek flank, dan speel ek slot. So dit het my baie gehelp in my loopbaan om altyd op die bankie te sit. Nie noodwendig dat jy gestart het die hele tyd nie, maar jy was heeltyd in die mix geweest. So dit was nog lekker. Wil ek wil sommer op daai vra want dit is altyd 'n baie kontroversiële gedeelte veral op laerskool dan wil ouers nou vasdruk op 'n kind op 'n posisie en dan kom hy kind en almal wil net hy moet 8 speel. Ons gebruik 'n voorbeeld. Hy moet net 6 speel. Hy moet net loskakel want oupa was 'n fly-off en almal was 'n fly-off. Daai wat jy nou gaan met die versatility wat jy het om letterlik oral te kan speel en ek dink Rassie wys dit vandag ook met ou Colby wat letterlik enige plek speel. Dis belangrik dat 'n kind gaan oral rugby leer. 100%. Jy in elke posisie leer jy iets anders. So as jy goed is met pass, maar jy's lank, jy kan nog steeds scrum of dalk jog of dalk evolve jou game. So jy moet kan tackle, jy moet kan carry. Dan moet jy kan pass, dan moet jy ook kan skop. Ek het vir die eerste keer in my loopbaan in Japan gesit onder 'n Nieu-Seelandse coach, Rob Penny. Toe sê hy vir my, soek 'n triple threat agterman. Ek sê, "Wat's dit?" Hy sê, "Nee, run pass kick." Ek kyk hom so ek sê, "As ek in Suid-Afrika geskop het hy my van die veld afgehaal. Jy vra my om te skop." Hy sê, "Ja, as jy die geleentheid kan sien, jy kry die bal van 10 af en open play, daar spasie agter, skop so toe." Of jou vleuel staan oop, crosskick vir jou vleuel. Maar maak seker jy kan dit doen. Dis die verskil. Jy moet 'n skillset kan develop om seker te maak dat jy dit kan doen. So ek het nog nie baie crosskicks gegooi in my loopbaan nie, 'n paar grabbertjies en so aan, maar dis net daai om te weet dat die coach back jou. Dis wat hy soek. So ek sal sê vir ouers, gee vir jou kind die geleentheid om alles te kan doen. Laat hom skop, laat hom pass, laat hom vang, wat ook al doen. En laat hy bench op. Hy moet leer om die beste, ek sê altyd vir my seun ook, leer om die beste waterboy te wees. Wees die beste supporter van die kant af, wees die in-between. Hy wil graag altyd speel en wil altyd drie druk, maar jy wil ook in dieselfde asem jou kind leer, maar jy gaan nie altyd, hoeveel keer het ou gebench, jy het baie gebench. Ek het baie gebench aan my begin van my loopbaan en dit het my baie geleer ook om, dis 'n teamplayer. Het gaan nie oor jy nie. Ja, jy moet jou loopbaan bou, maar rugby gaan nie oor jou nie, het gaan oor die span. En ek dink Nieu-Seeland het die beste voorbeeld van dit is, hulle sê clean the shades. Jy los altyd 'n plek beter as wat jy hom gekry het. So jy sal sien hoe die senior manne van die All Blacks nog steeds 'n besem vat, uitvee, skoonmaak, want dis hulle kultuur, want hulle is nie beter as, of hulle sien hulle self nie groter as die game nie.
Dis 'n baie groot punt wat jy daar bring. En dis 'n skerry ding wat ek nou al sien by skole rugby. Ek het nou net met 'n agent gepraat, en hy sê vir my is by die onder 13 krywenweek, waar ouers so ongeskik met hom is, want hulle kind is nou entitled, hy is die next best thing. En op onder 13 vlak, nou soek hulle sulke demands. Dan wil ek vir hulle sê, hoorie maar, jou kind is onder 13. Hy is dalk nou die beste, want hy is die grootste. Daar's die grootste van jou issues is. Ja, want hy's nou size en nou dink hulle hy gaan 'n volgende Springbok wees. Hy kan ook, baie mense moet my nie verkeerd verstaan nie, maar is nie te sê hy gaan nie. As jy kyk na statistiek, my pa het altyd hierdie storie vertel, waar as jy op Kruiweek gaan, en is ons skole, akademie daai tyd en ons het nog 'n ontwikkelingsspan gehad. So as jy 3 beste scrum halves van daai jaargroep. En vir 10 jaar lank soos daar 30 scrum halves gewees wat die beste in die jaargroep was. Het dit nie gemaak want vir hierdie prewe scrum half vir die bokke. Wow. So wys jy die statistiek. Ja, jy kan provinsiaal al so aan speel, maar ek wil bok speel. Nou vir 10 jaar 30 ouens het nie bok gespeel nie want vir hierdie prewe was nog. Jy het 'n baie mooi ding gesê van die set af oor wat jou sterkpunt eintlik was en dit sluit aan by hierdie gedeelte. Ja, 100%. Vir my was dit altyd ek is nie die mees talentvolste dalk gewees nie. Ek was nie die sterkste nie, ek was nie die vinnigste nie. Maar my pa het altyd vir my gesê jy sal die fikste kan wees, want dis iets wat jy kan beheer. En my pa het my nooit gedruk nie, maar as ek hom vra vir hulp, dan ek gebrul. Ek het gisteraand ook was ek al by Waterkloof en selfe storie vertel waar ons Desember vakansie dan gaan jy sê maar Gariep dam toe. Dan sê my pa en ek dan gaan ons 'n bietjie werk. As sit hy in die kanoe dan roei ek oor die dam se kant tot by 'n koppie, dan klip in elke hand, hardloop ek 'n koppie uit, koppie terug in die kanoe, roei hom terug. As dit jou oggendsessie. En dit vir my het dit klink sinloos, maar dis ander tipe spiere wat gewerk het, ander tipe mentaliteit wat hy aan my gewerk het. So hy het my fiks gemaak. En dit was nog een ding wat ek altyd vir myself nog sê het in enige span wat ek was, as jy 'n bleed toets of 'n jojo of wat ook al doen, ek was altyd in die top 3. Dalk nie altyd die fikste nie, want jy het freaks soos 'n Warren Whiteley of 'n Rowan Nel wat 'n 3K, hy lap ouens op 'n 3K. Maar op die veld, ek kon altyd my selfe pace hou. Ek moet sê ek was altyd bevoorreg geweest want ons het die GPS stats gehad. En ek het nie die vinnigste stats gehad nie, maar ek het die meeste volume en die vinnigste tyd, of vinnigste zones gehardloop, want ek het 'n spoed gehad en ek het gebly by daai spoed. Ja. So ek het nou nie altyd sprint 3 gedruk nie, maar daai spoed wat ek gehandhaaf het was vir die hele game. En dit was altyd vir my soos 'n plus, maar as ek kyk in die oggend, maandagooggend as die stats uitkom, dan kyk ek so okay nee, nou is nog eers op die lys. So die meeste volume, maar dit wys eintlik nie wat jy eintlik sê is maar die konstantheid. Net soos daai het jy ook jou konstante spoed gemaak. Ja. Jy het konstant het jy gewerk. Verstaan vir ek het gesê hulle is lui, want jy is maklik om weg te kruip as jy niks hoef te doen op die veld nie, maar dis daai extras wat jy insit. En ek vir jou gesê, een van my vriende nou Erik Leroux, hy het my remind waar ek op waarsty nog ekstra gehardloop in die oggende, wat ek al van vergeet het, voor 'n gym sessie, voor die span bymekaar kom, het ek ekstra gaan hardloop. En hy het dit onthou, wat ek het al van vergeet. Net om te sê, hoorie, maar dit help ook nie ek doen wat die span doen nie, want dan gaan jy ook nie beter raak as die volgende nou nie. Jy moet daai extras kan insit. En ek glo regtig dit het my gehelp en dis iets wat my pa van vroeg af geïnstalleer het. Nie dat ek my gedruk het nie, maar ek het hom gevra, ek wil beter wees, ek wil eerste span speel. As hy net reg, kom ons gaan. Dan druk hy my. Ja. So ja, dat is amazing, want op die einde van die dag dink ek die verskil tussen wat 'n topspeler is en jy het nou letterlik you played against all of them. Wat 'n topspeler maak en wat jou maak is 'n millimeter verskil tussen mekaar. Daar's nie ou wat daar's ouens wat briljante rugby speel, maar dit was eintlik maar op die einde die ou wat die hardste gewerk het. 100%. Ek kyk 'n goeie voorbeeld van dit is Malcolm Marx. Ek het al 'n paar jaar saam met hom gespeel, baie teen hom gespeel. En dit was my altyd so goed geweest waar hy is die wêreld se beste haker. Hy werk verskriklik hard. Obviously hy het talent, hy's ongelooflik sterk. Maar hy werk hard. As jy op die veld sien, as daar 'n kick chase is of 'n line break is of wat ook al, Malcolm hy skuif met daai lyf hoor. Hy's nie stadig nie. En jy moet hardloop om by hom te bly. Vir 'n haker, vir my wat 'n loose word of daai tyd nog slot gejol het, ek moet hard werk om by hom te bly. So dit het my weer ge-challenge in 'n vlak van hier is die wêreld se beste haker. Hy is nie entitled nie. Hy is die nederigste ou wat jy sal kry. Hy werk hard. En dit is vir hom 'n pride ding van as hy aftyd het of wat, hy doen sy fiksheid, hy doen sy extra gym. Hy werk flippend hard. So dis altyd vir my goed om te sien hoe die jong ouetjies kan opkyk na ou soos dit.
Hy was nie die wêreldsbeste haker van die begin af nie. Hy moes eers 'n hele ruk vat. Ja, hy het by die Leeu's aangekom en ek nog daai tyd van hom gesê, hoorie Jong, jy het die potensiaal om Suid-Afrika se volgende Bismarck du Plessis te wees of beter. En 'n paar jaar daarna hy kon net nie ingegooi het nie. So hy het so hard gewerk aan sy ingooi, was sy ingooi nou soos ek sê van die beste in die wêreld. Van die beste, ja. En dis harde werk. Dis tyd wat hy ekstra het. Hy het nie elke lyn so 6 minute gegooi nie. Hy het ekstra tyd ingesit en gegooi. En hard gewerk aan en nou pluk hy die vrugte al. En dis ja, dis ongelooflik om te sien. Die probleem is baie van die veral as ons nou kindergedeelte praat, die ouers kom en hulle sê maar die onus is 100% op die afrigter. Ja, maar jy moet jy het my kind nou daar, jy moet hom nou laat speel, maar eintlik is dit nie die ou want daai 2 of 3 of 5 ure wat jy per week met daai kind het, dis nie genoeg vir daai kind om iewers te kom nie. En selfs as jy nou vir jong spelers, enige ou, jy moet daai tyd gaan insit. Jy moet as jy nou met hoërskoolseuns praat, jy moet die tyd in die gym gaan insit. Jy moet die tyd as jy 'n hakker is, hoeveel balle moet jy gaan gooi? As jy 'n skopper is, hoeveel jy moet skop. Ek meen Morney Steyn, hoeveel daai ou het honderde balle per week geskop. En dit is waaroor hierdie goed gaan. En ek het gister daar by Waarkloof ek gesê hulle het baie balle laat val in die oefening. Die vorige 2 dae was great, maar nou gister waar ek was, toe is al baie balle op die grond. En ek sê vir hulle, hoorie, dit is jou verantwoordelikheid om 'n bal te leer vang en paas. Nie 'n coach nie. 'n Coach is ongelukkig, hy kyk na die span. Ja, het 'n pre-season, jy kan bietjie werk aan 'n paar goed, maar hy moet die span dinamika reg kry. Vir my was dit ek het die meeste van rugby geleer my eerste jaar in Japan. So ek het 2, 3 super rugby's gespeel, 'n paar curry cups gespeel. Toe leer ek meer in my eerste 6 maande in Japan van hoe om 'n bal vas te hou, beter te pas, beter te offload, voetposisie en so aan, want ek het 'n coach gehad wat op dit kon gefokus het. Attention to detail. In Suid-Afrika great coaches gehad, maar dit was vir die span. Die span moet beter kan doen. So jy is gelukkig as jy 'n ouer speler het wat jou 'n bietjie help met hoe om die bal beter hou die bal vas in 'n game. Maar dit is maklik. Ja. Daar's 'n manier hoe die Nieu-Zeelanders dit dalk vashou om deur kontak makliker beheer oor die bal te hê en te kan offload. Iets wat ek nooit geweet het nie, want ek is nooit geleer. Jy kom uit 'n skool uit, 'n klein skooltjie soos die Diamantveld waar bal word vir jou gegooi en jy jol. So jy het talent om te jol en dan moet jy maar self al kom. En even junior rugby ook. Baie van die, ek dink Unis het ook daai skills development wat hulle kan fokus op spelers, maar waar ek was het ek dit nooit gehad nie. So ek het letterlik na 2 of 3 super rugby seisoene in Japan gekom en daarso het ek geleer hoe om my klein skills te kan doen. Tony Brown is ongelooflik goed met dit. Hy fokus so op jou skills development. Maar soos die Sunwolves daai tyd dan hardloop hulle 9 pas vir 8 en dan gooi hy die blind flick pas agter die rug verby en die ou kom omgehardloop by ons. Alles like great op TV, maar jy oefen dit. So dis na oefening weet jy ek moet nou hierdie pas gooi. So jy oefen dit heeltyd sodat dit op TV. En in die begin is dit daunting om na dit te want jy weet mekaar, jy trust nou maar net die ou gaan daar wees. En is 'n game wat jy soveel goed gebeur in 'n rugby game. Nou trust jy net, jy moet trust. En in 'n game like it great, maar jy het dit heel week geoefen. Verstaan die mense sien nie dit nie. So dis daai jy moet regtig daai werk aan insit om daar jy praat van daai die ou se domkant se pas wat ons nou noem, daai wat jy daai ver pas moes gepas het by die Sunwolves. Nee, 100%. En vir my is dit ook soos ek het heel week aan oefen jy dit. 'n Paar ure na dit. Dis wat die Nieu-Zeelanders ook goed doen. Is hulle na oefening het hulle tyd slots wat hulle extra's insit. En nie dat die coaches sê hulle moet doen nie, maar jy weet daar seker goed waaraan jy moet werk, wat jy in 'n game moet kan doen. En ek moes 'n paas gooi wat jy al van om 9 af of van 10 af kan skip het 2 ouens fight. En is daunting vir my gewees ons met my domkant. En baie keer in oefening dan gaan hy wel hier oor 'n ou of hier agter 'n ou of wat of dit of dat. En dan hoe meer tyd ek gehad om te dink hoe swakker het gegaan, maar jy het geoefen al heel week. Dan as jy die game kom, perfect pass in jou somandjie, lekker gaan. Ja, dis 'n tandeborsel. Jy raak gewoon. Jy moet hom so baie doen dat jy dink nie eens meer wanneer jy die oggend tandeborsel en jy gooi hom en jy gaan deur en dan as jy ry dan dink jy ek het al tande geborsel, maar dit is eintlik die plek wat jy moet kom met daai pass of met daai. Dit is met rugby ook as jy baie goed doen van baie van ons doen push-ups as jy oggend wakker word. So net om jou brein aan die gang te kan kry, jou lyf aan die gang te kan kry en net daai roetine vir jou te kan volg. Rugby is dit actually maklik want jy het 'n roetine wat vir jou gegee word. Jy staan maandagooggend 7:00 by die plek in, hier is jou papiertjie, dis gym tyd, dis dit, dis dat, ons kom op die fone, maar nou ons gaan 8:00 gym, dan gaan ons meeting, dan gaan ons dit, dan gaan ons dat.
En ek dink dis daai routine wat mense actually mee sukkel na rugby. Ek dink dis ook die ding wat baie minder gepraat word, maar hoe ouens sukkel na rugby, want daai routine is weggeval. So jy is 14, 15 jaar van jou lewe wat jy professioneel speel, wat iemand vir jou sê wat om te doen. Nou skielik starte. Nou moet jy jou eie ding. Nou moet jy net jou ding doen en niemand is daar om te kyk. En selfs met jou ete so goed, ek meen daai tyd is daar die dietitians wat kyk dat jy nie daai brandewyntjie na die tyd drink wat sê hoor jy maar maandagoggend dat ek jou weeg en goed nie. Ja, so dis nou baie meer dissipline op van jou eie kant dan met jy. Kom ons reverse gou 'n bietjie Willie Brits, ons gaan 'n bietjie terug met jou jong dae by die wat jy by die Griek was en jy was Noord-Vrystaat gewees of die Griffins soos almal dit nou vandag ken. Gee ons 'n bietjie daai jare, dit is die platteland rugby is vicious hard. Ja, nee, kyk, ek was bevoorreg aan Kimberley. Ek dink hulle het ons 'n bietjie anders te groot gemaak daar. Ons het ons skoolveld by Diamantwater, dit gaan nie soos hy nou lyk nie. Nou wil ek klaar vir ons baie geld geïnvest, maar daai tyd in die winter as jy so blaas en blaas jy net die gras, die dooie gras op van die veld af, want hy swaar geweest. En as ons op Absa Park gaan speel het, was dit 'n voorreg want dit was 'n sagte veld. Dus in die professionele ons nooit daar speel is te hard. So vir ons is dit lekker. Maar nee, ek het my 3 jaar by eerste span Diamantveld gespeel. So ek sê ons is bevoorreg, ons het so min ouens gewees, so het geleer 'n bietjie langer rugby eerste skonjol, ja. Ons het nie ons 16s gehad nie, so ons moes dadelik seniors toe hardloop. So ja, daar gejol, ek het my jong Kruinweek eerste keer in start 9 gekry toe my coach my geskuif het. Van flank af slot toe. En my pa wou nog met die face bygekom het. En sê hoor hy is besig om my hele loopbaan op te neek. Ja. En ek is so dankbaar vir daai coach Aubrey Mini, hy's nog steeds by Outeniqua. En hy het daai geleentheid gesien want in ons tyd met die quota spelers is baie quotas was flanke gewees. En ek het net nooit geleentheid gekry en altyd finale proewe val jy uit. En hy het net gesien daar's nie baie quotas op slot nie. En toe laat hy my slot speel en toe kon ek al deurwerk. Het daarmee lente ook om daai slot. Gelukkig. Ons stitte is maar al vasgekeer daarvoor. Ja. So en wat nou so great is van as jy kyk na Kruiwink daai tyd met die quotas, daar's die stelsel is nog steeds daar wat mens baie oor kan debate, maar die goeie wat daar uitgekom het, as jy kyk na al die spelers van kleur nou wat speel, is goed genoeg. Ja. Hulle is die beste, so dis hoekom hulle speel. So dit is maar die great gedeelte van dit gewees, want in ons era het al amper begin om my quota-sisteme in plek te kry en jy kan nou die vrugte pluk al van. Maar dis ook 'n chat vir 'n ander dag. Ja, maar dit het absoluut, ek dink dit het die game fairer gemaak en ons het nou vandag het ons so massa pool dat ek weet die wêreld kan nie eens bybly by ons op hierdie stadium met hoeveelheid spelers wat ons kan letterlik handpick 50 in elke posisie as ons lus het. Dit is as jy kyk na Malcolm en Bongi. Malcolm is die beste elke in die wêreld op my bench vir die Bokke. Wat Bongi is, sy skramwerk is ongelooflik, sy lynstaanwerk is ongelooflik. Hulle sê hy's, soos ek sê, die sagste ding aan sy lyf is seker sy tande. So dit is ongelooflik om 2 wêreld se beste akkers in een span te hê. En hulle een start, een bench, ander keer start die ander een bench aan. So ek dink vir ons, dis nie Bongi is glad nie spelers van kleur nie, hy's 'n spelers van meriete. Hy het hoeveel keer oor en oor gewys, hoeveel World Cups gewen. En dis die lekker ding vir my van SA Rugby, want dit wys ons is gesond. Ons land is gesond in daai opsig en ons kan trots wees op hoe die Bokke is, hoe die provinsiale spelers is. So ja, dis reg lekker om te maar jy wil jouself ook mee teen die bestes. Ek meen, en dis lekker as jy soos 2 manne het wat mekaar chase. En ek meen jy's seker 'n paar keer in jou lewe al waar die manne jou dit is 'n touch and go en jy weet as jy op daai veld is, weet jy as ek nie 'n goeie game as ek nie gaan perform nie, is ek gebench vir volgende week. So dis goed vir jou performance. Dis my hele loopbaan so gewees. Ek was nog nooit gemaklik gewees. Ek dink seker op die einde van my loopbaan was jy meer gemaklik in die span want die coaches ken jou, hulle weet wat jy in hulle bring, maar is ook 'n ding van jy's nie gemaklik wat jy nie perform nie. Jy weet nog steeds ek sal elke game my alles gee en die coaches weet dit en hulle back jou. Maar in die begin was dit glad nie so gewees nie. Ek onthou nog by die Lions, Warren Whiteley was beseer gewees, is Currie Cup, hy is soos kaptein, ongelooflike speler. En 2 uit die 3 Currie Cup games wat ek gespeel het was ek man of the match. 4de game Warren Whiteley is reg, terug in die stadion en op ek gaan bench toe. Sure. So dit was altyd my moeilik om te verstaan, want obviously Waza is 'n great speler, great mens, great kaptein. En vir my was dit moeilik want ek nou 2 uit die 3 games man of the match, jy speel die rugby van jou lewe, nou cheers bench toe. So dit is ook sulke toe goed wat mense nie van weet nie, maar dit is wat karakter weer bou op 'n van die dag. Nou kan jy of gaan sit in sak en as en hy daaroor
of kyk, ek's weer op die bench soos jy ook gesê het, nou het ek weer 'n ander rol in die span. Nou moet ek weer klomp posisies cover, jy moet weer hard werk om weer op vooruit te kan kom. Ek dink die hele feit dat wat ons in die ou jare genoem het reserves, wat nou vandag word hulle in die squad genoem of hulle die bokke noem hulle die bomb squad en al daai tipe ding. Maar die impact spelers. Maar dit's 'n crucial part of it en hoe meer jy en om dit terug te bring wat ons begin het, hoe meer jy kan posisies speel, hoe makliker maak jy dit vir 'n coach want as jy kan slot flank en agste man Joel, het ek nie nodig om 3 ouens op die bench te sit. Ek kan Willie Brits reghou en sê ek het een ou, dan kan hy alternatief kyk behalwe as jy nou rassie is dan bom jy die ouens uit. Maar dit maak dit beter, maar jy het ook nodig om daai ou te hê want dit is soveel as wat ou dink ja, maar nou word ek weer gebench. Is jy 'n strategie vir 'n coach? Hoe beter jy is, hoe beter strategie gee jy vir die coach weer aan die ander kant. 100%. So jy gee vir die coach die opsies wat jy kan sê oor maar nou kan ons 4-5 loosies op die veld hê. Want ek kan slot ook hou, so dan start jy op 8 en dit baie by die Sandals gebeur, want ek start op 8 en dan skuif hulle my later aan slot toe en bring hulle 'n ander 8 man op. Dan sit 'n vars 8 man Lucy en ek hou maar net aan met my spoed en ek gaan my solo pace en die jol 80 minute. So vir my is dit altyd lekker op die einde want ek het 80 gejol elke game en dit is bevoorreg om dit te kan doen, maar dit is ook lekker want jy wil op die veld wees. Ek het gehad op die bank te sit en gelukkig vir my bankie sit daar was bietjie minder geweest toe ek weg is by die Lions. Van die Vryheid af het hy altyd gestart en Japan ook altyd gestart. So was my altyd voorreg geweest om dit te kon. Ja, dis my lekkerste om te start maar. Ja. Maar soos ek sê, ek moes ook maar deur die bench gaan. Ek by die Lions. Ek het was 'n blessing en 'n curse dat ek alles kon gespeel het. Ek kon flank, agterman, slot speel. Maar vir my was dit die blessing was dat ek op die bankie kon gesit het en coach Akkies kon my gebruik het op flank, slot of agterman. Maar vir my was dit ook die curse daarvan is dat ek was heeltyd op die bank. Ja. Obviously ek het teen ouens soos Warren White, Derek Minnie, Jaco Kriel, dis my kompetisie geweest. Dis groot moeilik en ook Warwick Tecklenburg was ook al Kwagga Smit het ingekom. So jy het baie kompetisie. So dit ek ook nie gemeen nie want jy's daarom nog steeds in die span. So dis wat ek altyd sê, ek was nie altyd die mees talentvolste of die sterkste of wat nie, maar jy kon hard werk en jy het versatility gehad dat jy in die span kon bly. En geduld. Geduld is jou grootste aanwinst vir jou geweest want jy was bereid om te sê, weet jy wat, I'll do it for the team. Dit is belangrik. Ek dink dit is wat ou baie vinnig vergeet. Jy soos ek altyd sê, is die instant pudding. Jy gooi in en skit en jy wil sluk, maar dit werk ongelukkig nie so nie. En met rugby deesdae is dit so want jy's so geselfsentreerd, entitled, deesdae op skole of waar ook al want ek moet dit maak. Ek moet. En mense vergeet van die span. Op 'n vandag as die span goed doen, gaan die spelers goed lyk. Ja. En wat kan jy contribute na die span se performance, na die span se wen toe, wat jou gaan beter lyk op 'n Vrydag. En dit beteken, my pa was so kwaad vir my baie kere, want dan kan jy al 50-50, ek gaan nou carry en score, of 100% 3 op die buitekant. Ek het altyd gepaas. Paas hom, ja. Want ek het, wil nie sê ek het nie myself altyd geback nie, maar ek geweet, hoor, kom ek paas en ons score verseker, en die span gaan baat. Waar ek het baie spelers saam met ons gejob, wat hulle het altyd die 50-50 gecarry. Baie van die kere gescore, maar dan lyk hy nou weer soos die stand-out player, maar vir my is dit al soos weer, dis 50-50 kans is te veel, dat die span nie gaan baat uit nie. Ja, ek kry nou daai skrifgie onder op die TV wat sê, PT het geskor en nie Willie wat gepaas het nie. Ja, ek praat nooit van Willie nie, maar vir my op 'n vandag soos die span lyk beter so ons wen, en dis wat die Lions goed gedoen het, daai tyd is, ons is 'n span van no-names geweest, dat coach Akkies 'n tweede kans gegee het, of 'n kans gegee het. En want baie van die spelers wat ons, Franco Mostert, die tipe manne wat die ander unies nie wel gehad het, die Julian Redlinghuis, so coach Akkies het hulle 'n kans gegee, 'n tweede kans gegee, en hy het bokke gemaak van meeste van ons. Maar Willie, jy was in 'n wonderlike tyd daar gewees, moeilike tyd, wonderlike tyd. Vandag is dit wonderlik want ons kyk almal terug daarna. Ja. Maar ek meen daai tyd toe Akkies hulle oorgevat het en Johan hulle sê nou okay, nou moet ons julle het in 'n baie moeilike tyd by die Lions moes gaan opfix het. Ja, ek dink dit was nog gesond 2011 half en hulle die Currie Cup gewen. 2012 my eerste jaar te verloor in die semis teen ek dink die WP op Ellis Park wat ook 'n freak van 'n accident was. En 2013 toe ons uit Super Rugby uitgegooi. En ons het 'n toer nog beplan Amerika toe en dit is gecancel. Ons het toe maar Woudenkamp gespeel en 'n paar los games hier teen Montmartre en Samoa.
Rusland span dink ek was ook op 'n stadium. Ja, ek weet nie. Was 'n klompie spanne wat hulle ingedry, ja. En baie van die spanne het gekansel ook, so dit is gekom het nie. En dan het ons maar hierdie Super Rugby span wat ons maar Wêreld Cup toe wen ons, was ook 'n great story hoe ons daar by die Wêreld Cup uitgekom het. En so ja, dit was 'n baie moeilike tyd geweest en toe begin ons op die skip net draai. So dit was 'n goeie boufase vir ons geweest wat ons die skip bietjie kon gedraai het. En ja, alle credit aan coach Akkies en coach Swys daai tyd wat die visie gehad het om die span so te kan bou. En ja, 2014 weer eerste keer Super Rugby gespeel. Nie al ons games gewen nie, maar ons het daai promise gewys van ons fight tot op die einde toe en nou verloor ons met 'n punt of 2. So ons het daai games dat jy 'n goeie span sal wen, het ons verloor, maar dit is ook goeie ervaring vir ons gewees as 'n span om die jaar daarna, 2015, 2016, toe hulle in die final. Ja, dis amazing. Dit is net daai klein lesse wat geleer word in crucial tye wat ervaring maar bring. En dis 'n deel van die era wat net kon uitstyg en die Lions het daarna great gedoen. Ek sou actually lucky charm geweest want toe ek loop 2015 Cheetahs toe wen die Lions die Currie Cup 2015. En Cheetahs toe ek loop, ek dink dit was 2016. 16 of 17. Toe loop ek by hulle uit te wen hulle ook die Currie Cup. So so jy kon nie die Currie Cup wel lig ja, so enige coach as jy die Currie Cup wil wen, kry my vir 'n jaar en dan sal jy wen. So ja. Ek het nooit gewen nie, maar ja. Lekker. Maar ek kyk nou hierso na agter na hierso is jou Currie Cup try nou hierso die mense sal dit nou op die skerm sien. 2012 jou eerste game Currie Beeker. It's amazing. Ek dink daar's sekere goed wat uitstaan vir ou en baie games wat ou vergeet van, maar daar's baie soos daai sal jy vir ewig onthou. Yes, nee, ons het in Vrystaat gewees en my droom was altyd om vir Vrystaat te speel. Ek kom van Kimberley af. Ek sou nou nog weer aangaan met my storie daar, maar ek kom van Kimberley af, Griquas en Griquas is altyd ingekorporeer saam met die Super Rugby by die Cheetahs. So dit was altyd my droom as laaitie om Cheetahs te speel. En ek het altyd myself sê ek sal nooit Lions toe gaan nie. Ek is nie my ding nie. My pa is 'n massive Lions fan gewees. En toe ek die dag die oproep kry, kontrak kry, ek soos waar teken ek. Dis my pa soos teken ek. Soos lees hierdie hy soos nie 'n teken net. Dis die grootste geleentheid vir my gewees en ek was so excited, geëerd om die geleentheid te kry om Lions toe te kan gaan. En dit was so 'n trotse oomblik vir ons as familie ook gewees. En ja, toe speel ek my eerste professionele Currie Cup game teen die Cheetahs. En ons het gewen ook daarom. En selfs met Super Rugby ook. Eerste game Super Rugby teen die Cheetahs en ook gewen. So dit was baie special geweest en toe ek nou later aan oorgaan Cheetahs toe, daai droom ook waar geword. As 'n laaitie om vir die Cheetahs te kon gespeel het. Maar daai tyd veral so met jou hare en alles saam, het jy so daai trademark gekry by die Lions, die groot leeu. Ja, die leeu van die Lions. Die leeu van die Lions, Willie Brits. Dis actually Derek Minnie geweest, want ek het met 'n scrumpet gespeel met kolle op. En ek dink jy kan op een foto nog sien daar so links. O ja. En die storie agter die kolle was ek het toe kry, my pa het altyd my scrumpet gegee. Ek het so groen scrumpet gehad. En my ma kom altyd sien op die veld en toe ek nou matriek kry, toe is dit nou 'n swart scrumpet, nuwe scrumpet. En great. Probleem is almal het swart scrumpette gehad. En my ma kom my op die veld sien nie. Toe ek eendag by die huis kom na skool, toe het my scrumpet my pa wit verf gevat en kolle op die scrumpet geverf. Sodat my ma my kan sien. En toe het dit al 'n ding geword dat ek regtig my waarstuurloopbaan as ek 'n scrumpet kry en dat kolle opgeverf. En dit het so maar deurgegaan tot ek by die Lions uitgekom het en toe een game toe sê Derek Minnie vir my, hoor jy, ons Lucies gaan hierdie game ons ore strap en ek's bang vir Derek, so ek soek reg, ek doen wat jy sê. Ek en hy en Jaco Kriel strap ons kop en letterlik die Sondag daarna toe ek op die agterblad van die rapport of wat ook al gewees en sê die leeu van die Lions. My hare so daai aksie gehad en die foto en goeters gehad. Toe ek nooit met 'n scrumpet gespeel het. Toe dit actually daai game dit gemaak het. Dit nou jou uiteindelik jou trademark ja. Almal het jou al die jare onthou met dit. Ja, ek het nog 'n geleentheid gehad by Gilbert om my eie scrumpet te kan maak. Ek het die ou ontmoet, hy was die sponsor van die Lions daai tyd. En hy sê vir my, hoor jy, is jy die ou wat my scrumpet is opdonder? Ek sê sorry, maar ja, dis ek. Hy sê maar kom ons maak 'n Willie Brits scrumpcap met kolle op en dan kan ons dit af. So nee, dankie vir die geleentheid, maar obviously nou het ek sonder dit gespeel, nou het ek die trademark van die leeu van die Lions, so ek gaan nie weer met 'n scrumpet speel nie. Wow. So dis soos ek sê, dis die best of both gewees, so die Here net voorsien en ja, dis hoe dit al begin het. So ek wil eers 'n bietjie terug gaan na die skole toe. Yes, asseblief. Skool gespeel en kry gekry is daar 9 matriek 2005 2006. Ook bevoorreg geweest om 19 span Griquas ingetrek te word in my matriekjaar.
Dit was my great geweest waar jy nou saam met senior ouens wat uit die skool uit is, bietjie kan travel en speel. Toe van daar af het ek het nooit kontrak gekry nie. Ek het 'n beurs gekry om te gaan studeer. So 'n verblyfbeurs deur Koffsies. So ja, toe was ek 4 jaar op koshuis gewees op by Armentum, die ou verwoerd. En wat het jy geswat toe? Ek het toe BC landbou gedoen, VK in landbouekonomie en honeurs in landbouekonomie. En ja, toe het ek al Waarskap gespeel, was nog in die eerste Waarskap betrokke gewees. Daai tyd ons was in die laaste Super Bowl betrokke gewees, wat hulle al by Potch gehou het. En ja, toe het ek soms gespeel vir 5 jaar Waarskaps gespeel. En toe ek tussen die Werkkamp by Vrystaat. My eerste Werkkamp was 2009 geweest vir die Vrystaat. Daarna 2010 so Griffins toe Karikap, Werkkamp. En ons het 2,5 seisoene gespeel vir hulle ook. Tussen die Vrystaat 1921. En ja, toe het ek my geleentheid gekry by die Leeu's. Daar gespeel vir 2,5 jaar, Vrystaat 2 jaar, Sunwolves 2 jaar. Japan was ek vir amper 8 jaar gewees. En toe is ek oor Amerika toe vir 6 maande, Houston, Texas. En ja, toe is ek weer terug Japan toe vir nog 6 maande en toe sit boots op. Jy sit dan klaar? Ja, toe is dit dan klaar. Maar jy het oorweeg om toe jy terugkom nog so 'n bietjie te speel of wat jy? Ja, 100%. Ek wou baie graag. Ek het ook by die Leeu's probeer inkom. Paar ander clubs ek het so geleentheid by die WP gehad voor ek Amerika toe was. Maar toe dit ook met hulle spelers wat hulle terug het van die bokke af. Het sou net so 2-3 maande gewees het anyway. En toe kry hulle spelers van die bokke af terug in dieselfde posisie, toe hulle kan nie geld spandeer op dieselfde posisie as hulle ons het nie. So dit sou vir my nog eens great geweest om 'n bietjie daar in die Kaap waar ek gebore was vir die WP te kom speel. Ja, so kan speel het, ja. Maar ja, soos die Leeu's ook, ek wil baie graag terug gaan na Leeu's toe. Wil ook sê dit was nie vir my oor die geld nie, want hulle het gesê ek gaan te duur wees. So ek wil net terugkom, dit wat ek geleer het. Ek sê nie ek weet alles nie, maar die bietjie wat ek kon leer onder ou soos Razor Robinson, Robbie Deans, Tony Brown, Rob Penny, dis internasionale coaches wat ek bietjie kon geleer het, wat ek graag wou terugbring en vir jong spelers kom leer. Al moes ek by die slot gespeel het. Ja. Ek glo nog steeds ek kom myself back en ek glo ek sou gestart het. Maar net om vir die jonger spelers daai ervaring senior iets te kon gee. En hulle was altyd bang oor die geld. Ek sê hoorie, maar help my met 'n ryding en help my met 'n plek om te bly. Dis dit. Ek wil net kom jol, ek wil net kom teruggee. En ek het net nooit weer teruggehoor van hulle af nie. So dis al vir die slegte kant van dit. Ja. So hulle sien jou seker as oud, toe is ek al wat 4-35. Maar is dit nie maar eintlik maar behalwe as jy nou Bronk Harris is. Ja. Bronk Harris kan nou nog op 40 speel, maar ou beland in daai woestyn gedeelte in ek onthou met my loopbaan ook. Ek het op 34 het ek opgehou, maar jy skielik is jy in 'n woestyn. Jy's daar, jy's deel van handtekening, jy's deel van wop, dis dan niks. Stop. Dan skielik en dan 2-3 jaar later praat iemand Willie Brits en wie sê? Daar is altyd die toue gedeel. En ek het met 'n paar ou spelers ook gesels wat 'n hele paar jaar terug opgehou het en hulle sê ook dis die swart hond. Die swart hond wat jy jag en dis maar depressie. Ja. Soos ek ook gesê, jy's vir so lank in 'n plek waar jy gesê word wat om te doen en nou skielik hou jy op na rugby en dis 'n groot probleem. Baie van ons het nie mooi na hulle finansies gekyk nie of een sleg besigheidsdeel en is gesluk met R1 miljoen en nou is al jou geld weg. Wat doen jy nou? Moet jy weer van voor af begin? So jy het nou vir so lank rugby gespeel en nou begin jy van voor af en nou skielik is dit moeilik om op te staan in die oggende. Jy het nie 'n doel om op te staan nie. Nou het jy nou hierdie droomjob dalk na rugby nie. So nou werk jy vir 'n baas en jou werksomstandighede is sleg en nou jy oefen ook nie meer. Jy oefen nie meer nie, want nou het jy beteken nie meer tyd nie, jy is nie meer lus nie. Ek was nie lus gewees vir 'n gym vir 'n jaar nie. Ek was steeds baie lus af vir maar jy doen dit. Ja. En want jy so lank gedruk en daai dis jou werk vir so lank gewees. Nou is dit nie, nou hoef ek dit nie meer te doen nie. En dis op baie ons sukkel want jy val in 'n gat in en soos jy sê daai donker rond kom jaag jou. Ja. En dis realiteit. En ek dink vir baie mense verstaan dit nie want dis almal moet 'n werk skuif maak ergens in jou lewe. Almal moet van 'n industrie verander of so iets. En ek stem saam, ja, maar dis anderste met rugby. Dis anderste met sport. As dit jou lewe was vir so lank en mense wat nooit daai sport gedoen het of daai in daai strukture was, jy gaan dit ook nie verstaan nie. En dis moeilik om dit te verduidelik want ja man, kom oor dit. Ek was al gewees vir depressie ouens. Kom oor dit man. Kry jou kop reg en gaan aan. En ek het self in 'n tipe depressie ingaan in Japan, waar ek het al die geld wat jy nodig het. Jy speel nog steeds rugby. Saterdag is nog steeds great geweest. Japaneese aanbid, ja. Dis die ding, jy dit so maklik en my passie was nog altyd, ek het 'n droom gehad in my eerste jaar op Waarskap toe ek my hart vir die Here gegee het waar ek het so gesit en Piers Spies het nog kom praat daar in Potch.
En vir my was ek nie gehoor oor kerk nie. Ek het net gedink PSP daar kan ek sy hand skud en hy's by die bokke my hero. En hy daar sy storie vertel en soos ek al sit of die Here vir my kom sê, hoorie maar waarmee is ek besig met my lewe? En ek het net so gesit, my oë is toe gewees en hy het my die prentjie gegee van ek wat voor mense staan, voor duisende mense staan op stage en ek vertel hulle van die Here. En daai tyd nie 'n kontrak nie, ek speel varsity onder 19, nie eens Vrystaat onder 19 kontrak, niks nie, verstaan? En die Here gee my die droom en die mense herken my deur my rugby. En ek het so al 'n afgod van daai droom begin maak, soos ek moet dit maak. En rugby aangaan, so 2 jaar daarna, selfe droom. Selfe storie, my keel het net so droog geword in daai droom, in daai oomblik en die Here sê dis daai selfe ding, hulle ken my deur my rugby, maar daai droogte wat ek het in my keel het in hulle lewens. En dit sê hoor, kom drink van die Here se water en jy gaan nooit so dors word nie. Ja. En nog steeds nie 'n kontrak gehad nie. Ek het daai jaar na dit eers 'n kontrak gekry. My eerste kontrak was R1,800 'n maand vir 10 maande. En dis ek klaar met 21. En het ek hierdie twee keer dieselfde droom gekry, maar ek maak dit nie. Ek was in 'n wêreldkampioenskap groep gewees, saam met die Super Rugby geoefen, nog steeds 'n kontrak gekry nie. Kry die kap by die Griffins daai tyd gegaan en ek dink ons vir 3 maande, nee, ek was 3 maande van die seisoen R18,000 'n maand gekry vir daai 3 maande en dis jou kontrak. So jy het nooit dit gemaak nie. En ek het so afgehou daarvan begin maak en sê hoorie, maar ek moet dit maak want dis die droom wat die Here vir my gegee het. En ek het toe besluit my finale jaar van my honeurs, ek maak dit nie. Ek gaan cool, slaan met rugby. En ek met help ek worstel my lewe en ek gaan aan en ek hou vas aan hierdie droom wat ek nog steeds glo van die Here af, maar dit gebeur nie. En ek het my pa gesê ek's klaar met rugby, as ek my graad vang, gaan ek begin werk. Hy sê as ek seker is, hy ondersteun my daaraan, as ek seker is, hy back my. Ek sê ek seker. Graad gekry, 2 maande daarna teken ek by die Leeu's. Ja. En dit is net vir my ook soos hoe die Here net gewys het dat ek het 'n afgod van rugby gemaak. Hy het my die droom gegee vir rugby. Maar ek het 'n afgod van rugby begin maak. En toe ek bereid is om rugby op te gee, daai afgod op te gee en die Here weer eerste te sit, toe gebeur daai droom. En net om te wys hoe maar die Here moet eerste bly in jou lewe. En ek was bevoorreg dat ek teen PSP's kon gespeel het in Japan. Na die tyd kon ons gesit en gesels en ek vertel hom toe die storie. Dit is my so great geweest en vertel hom wie impak wat hy in my lewe gehad het. Daai tyd, ek was eerste jaar op varsity geweest. Nie geweet waar ek is nie. En hy vertel sy storie en dis die impak wat hy gemaak het en die droom en al die goeders en toe ek so klaar vertel, hy soos nie 'n great cheers, ek moet gaan. Think myself, hoe crap was dit nou? Ja. Soos hy dan never met jou heroes tipe ding. Ja. Ek soos, hoe sleg is dit nou? Ek vertel hierdie impak wat hy in my lewe gehad het. Ja. En hierdie great story en die cheers groet uit. En ons travel toe terug, so 2,5 ure, 3 ure terug op 'n trein, kom by die huis aan, toe ek by die huis aankom, toe sal op Instagram 'n boodskap van PSP's af. En hy sê vir my, hoorie, sorry, dit was dat hy so net geloop het, maar hy was omkant gevang. Want hy het nooit gedink toe hy daai dag gepraat het dat hy 'n verskil in iemand se lewe gemaak het nie. En toe ek net vir hom kom sê, hoorie, maar hoe die Here met my kom praat het deur sy praatjie en hoe dit my hele lewe omgeruil het. En waar ek nou in Japan gesit het, waar daai droom al so waar geword het, hoe ek manne aan kerkgeleenthede, skole, oral waar jy kom, dat hierdie platform wat die Here vir jou geskep het deur duisende mense wat vir jou kyk. En jy praat, jy kan van die Here vertel. So. En hy sê dit het hom so omkant gevang dat hy nie geweet wat om te sê nie. Wow. Toe gaan hy en toe stuur hy my so 'n mooi boodskap oor Instagram. En wat my so baie beteken het op 'n van die dag wat ons ook net mens. Ja. Rugby spelers is net mense. Ons is niks anders te, ons niks special aan nie. Het 'n talent gekry van die Here af wat dit vir jou net ons is bevoorreg om Suid-Afrika maak rugby groot. Die wêreld maak rugby groot. Dis nie sê hy is groter as die game of so iets nie. Dit is die talent wat die Here vir jou gegee het om te kan speel. En vir my is dit 'n great ding geweest want jy doen waarvoor jy lief is vir 14 jaar professioneel. En dit was lekker geweest. En jy kon 'n verskil in mense se lewens maak en ek sê nie jy het altyd die perfekte lewe geleef nie. Ek het baie foute gemaak in my lewe. Ek maak nog steeds baie foute. Hier Sondag nog steeds. Maar om te weet wat die Here se genade is en die Here se mercy is, sy grace is, en jy is onder dit. En om te kan sê hoor, maar daardeur kan ek weer mercy vir mense wys. Ek kan weer grace vir mense wys. En ek dink dit is die groot prentjie waar mense wil kan sê hoor, maar dis wat die Here in my lewe doen. Baie mense kry seer deur 'n kerk of deur ander mense. En dit gebeur. Ek dink dit gaan altyd gebeur. Ek dink dit van daai tyd waar Paulus en Barnabas se paai het gesplit, want hulle kon nie iets stem nie. En
dit is die menslike faktor ongelukkig wat daar is. En ek sê altyd vir mense, hoorie, maar as jy seer gekry het in die kerk, was dit Jesus gewees of was dit mense? En 100% van die keer was dit mense gewees. So gee vir Jesus nog steeds 'n kans dan. Gaan ontmoet vir Jesus waar hy is. Of maak dit oop, hy kom ontmoet jou waar jy is. Absoluut. 100% van die, of sê 99% van die kere kom hy na jou toe. En jy moet net jou hart oopmaak. Jy moet daai eerste stap kan gee. Sê hoorie, maar ek het seer gekry. Ek het baie seer gekry in my lewe deur mense. Maar dit was nooit Jesus wat jou seer gemaak het nie. En ek dink dis ook waar ons kom wat ons het nou 'n bietjie meer in die limelight gesit het en jou lewe is onder 'n vergrootglas. Jy maak foute, jy's menslik. Dis hoe dit is. En ek sê nie jy daai keer dat jy 'n free kaart van God se grace nie, glad nie. Maar om te kan sê hoorie, maar vat altyd die fokus terug na Jesus toe. Jy het die limelight, jy het die shine, dit en dat, grace wat ook al, maar dis Jesus. Jesus het vir jou talent gegee en as ons dit nie kan teruggee na die Here toe nie, daai glorie. Ja, ontvang het iemand jy's great game. Nee, dankie. Dankie Jesus, na die tyd. Dankie vir die geleentheid. Dankie dit. Dit hoef nie altyd publiek te wees nie, maar die Here kyk na jou hart op die einde van die dag. En om nie daai afgod te maak, jy het dit stunning gestel. Ek sit hier en honest eintlik, dit is unbelievable wat jy praat en dit is so mooi want ek dink dit is so belangrik dat ons moet besef dit is 'n sekere tyd van jou lewe is daar capsule van rugby en dan is dit klaar. Van daar af doen ons shows en ons doen dingetjies om dit, maar dit is ook net dit is nie daai wat jy daar het nie en jy moet 'n lewe na dit gaan bou. Jy moet 'n graad gaan doen. Jy moet nog steeds al daai goed doen want jy gaan eendag 'n pa word. Jy gaan eendag 'n vrou trou. Jy gaan al daai goeders hê. Ou kan nie net vasklou aan ek is hierdie superhero. Ek trek aan. Ek het al hierdie great goed en ek gaan daar wees nie. En soos ek sê, dis al daai swaard om my begin jaag het. Ek het in Japan gesit en alles gehad. Elke game gestart, coach jy geback, 80 minute gejol, so Saterdag was nog great geweest. Maar dan so 2 of 3 keer 'n week vra ek vir myself, maar hoekom? Hoekom sit ek daar vir 11,5 maande van die jaar alleen? Dan kom jy terug huis toe vir 'n maand of 'n halwe maand of wat en jy sien jou familie, sien jou vriende, die beste tyd. Dus ek het besef, maar geld is my God, die geld is nog nooit my God geweest nie. So om nou daar te bly, jy het nog steeds die droom van die Here af gekry, dit is jou purpose met rugby. Maar vir my nou, ek is nie gelukkig nie. Ek in die oggende doen ek my Bybelstudie en begin jou dag great. So ons is lief vir die Here, maar jy lê onder 'n tipe depressie want begin die dag great, nou kom ek by die oefening aan, nou het iemand hulle tokse in my hokkie gesit. Maar ons my hele dag kon. Nou is ek kwaad vir almal. Goed by die klub is sleg want die CEO of die general manager is skelm en hy's hier besig met dit en dat en jy word ingedoen met soveel goeders en alles gaan oor jou nou skielik. Verstaan, ek gaan nou deur 'n slegte tyd. En toe ek besef maar die beeld wat ek uitstraal nou as 'n mens is ook nie reg nie. Verstaan, dit is nie wat die Here vir my sê. So nou speel nog steeds rugby, maar jy kan nie daai beeld uitdra nie. So wat help dit? En dis ook besluit ook Max klaar. Gee op. Ek gee rugby op. Kom terug huis toe. Jy kan hier 'n klein jobbie kom vang en kom werk, maar jy's gelukkig, want jy's tussen jou mense, jy's by die huis. Praat Afrikaans en jy's 100%. En ek het toe teruggekom en gekol ek's klaar. En net toe ek weer half die Here eerste sit, nie rugby eerste sit nie. Ek het nog, ons is op pad Amerika toe gewees, my sussie hele werk daar. En ek my ma net so COVID toets gaan doen. Ek sit in die ry om my COVID toets te doen. Bel eintlik my en coach Peter iemand bel hulle my. Sê hoorie, hulle vat 'n span oor in Amerika, wil jy kom? Ek sê ek sê klaar, maar dink ek, Amerika toe is 1 lang vlug vir my ma, so hoef nie meer Japan toe te vlieg nie. So 1 lang vlug om toe. Ek sê 1 uur en 40 minute se vlieg van my sussie af. Of 'n uur se vlieg, eerste vlieg van my sussie af. So ja, 1 lang vlug vir my ma. Ek kan my sussie hulle meer sien. Kyk cool, 6 maande kos doen dit. En ja, toe net weer daai excitement gekry van rugby af en die kontakte wat ek gemaak het in Amerika, wat die Here se hand daarin, hoe hy mense in my lewe geplaas het. Ek het familie gemaak in Amerika. Wat ek binne 2-3 maande letterlik mense nog gekry wat familie is. Dis nou nog ons deel van die familie. Hulle het my aangeneem, dis maar so. Oh, wow. En hulle spot dat hulle sê hulle gaan nie, ek kan nie ontslaa raak van hulle en ek sê julle is vas met my, trust my. Julle het die rooi end getrek hierso. En dis net die Here se hand aan waar ek net weer gesê het maar rugby is nie alles nie. Rugby is nie alles in die lewe nie en daar's soveel meer belangrike goed in die lewe waarop mense kan fokus.
En ja, toe het ek daarna weer in Japan geteken na dit vir 6 maande en dit weer geniet, aan 'n ander dorp gegaan. Toe nie daai depressie gevoel meer nie, want you feel more wanted. Ja, jy voel weer wanted en die ding is ek kon huis toe kom en ek kon dit geniet het en my fokus het geskuif. Nie dat rugby ooit sleg gegaan het in Japan nie, maar die goed om dit het sleg gegaan en jy raak alleen die mense raak alleen. Mense is nie gemaak om alleen te wees nie. Verstaan? Ek sê ook dis jy is regtig gekies wees om van die Here af om 'n pad alleen te kan stap in die lewe, maar ek is nie so nie. Ek het te veel liefde om te gee en ja, dis vir my lekker tussen my mense. Dis lekker om te kan braai, dis lekker om bult om te eet. Dis lekker om 'n bier te kan gaan drink saam met pelle, wat ook al. En net in die veld te gaan stap. Want jy het dit nie daar nie. Ons het een keer skelm 4 gemaak daar in 'n woud. Ek ken nou Sam Wykes van Australië. En ons het so dit klomp hout bymekaar gemaak, gesneeu die dag en ouens is uit dorp toe om te gaan kuier. En ek en hy sê ons is lussie. En ons maak sommer net so stil toe 'n lighter van een van die ouetjies wat rook, 'n paar koerantpapiere gevat en hier gaan ons in die berg in. Sit ons daar, steek ons 'n vuurtjie aan, begin dit so sneeu terwyl die vlamme brand. Meisies staan van pre-season gewees. En toe stuur ons vir ons 'n foto. 4:30 aan, ons almal daar. Julle plan daar, almal soek dit hout, drink 'n paar biere saam, sit ons net aan geniet dit. So, want dit mis jy, verstaan? Want dis ook sê dis Suid-Afrika, dis deel van ons kultuur. Dis so vanselfsprekend om met 'n vuurtjie te maak. Of in 'n plaas te gaan sit en net te kan chill en 'n vuurtjie daar te maak en om met wilde diere te sit. So jy mis dit. Dit is deel van jou DNA vir my. Ek dink jy die kameraadskap, ek dink dit is die gedeelte wat vir my baie toe ek opgehou het was daai kameraadskap, daai pelle wat hier om jou is, daai wat julle daar, dis altyd carefree, maar dis kameraadskap en die probleem is nou word almal ouer en nou begin minder en die tyd wanneer jy stop, dan is almal met gesinne en families en dan ek dink dit is deels van waar jy dan skielik daar staan en dink okay, hoe nou, waar is ek nou? 100%. Ek is die meeste van my pelle so was almal kinders gehad, vroue en kinders gehad en ek was altyd die een. Ek en nou Shane Gates, ons is baie close geweest, ons nog steeds. En want hy was ook single en ek was single. So ons het maar daar by mekaar gestiek. En dit is soos jy sê, dit is daai kameraadskap waar jy in die sens om na 'n nuwe span te gaan is die maklikste ding in die wêreld. Vir my om Joburg toe gekom het, was vir my so maklik transition waar baie mense sukkel verskriklik want jy kom werk hierso, het nie pelle nie, jy weet nie waar jy is nie. Dis 'n moeilike plek. Ek het dit gelief want jy stap in met 'n span van 30, 40 ouens wat jy pelle kan doen. En so dit is die lekker ding van rugby, jy het altyd daai kameraadskap. Ja, obviously jy gaan nie saamstem met almal of pelle wees met almal nie, maar jy gaan baie ouens hê wat wie jy saamstem. Ewen in Japan ook. Het het so baie goeie pelle gemaak wat ons nou nog mee gesels, maar jy het limited Engels om mee te praat, maar jy raak so lief vir die ouetjie van dis daai woordlose kommunikasie wat jy het. Die bietjie moeite wat ek kan doen in Japanees wat hy in Engels kan doen en ons kan 'n bier saam drink en ons kan die lekkerste tyd van ons lewe hê, maar jy praat nie reg. Jy verstaan nie eintlik, jy kan nie jou diep siel uithaal. Ja, maar dis net daai koneksie wat jy of jou sielskonneksie wat ons kan maak en dis goeie mense. Dis stom van ons is so goeie mense van die moeite wat hulle doen kan vir jou wys hoe die maar gee om. Hulle wil hê jy moet 'n lekker tyd daar hê. Hulle wil hê jy moet hulle kultuur kan experience. En dis wat ek ook sê, ek kan nie wag dat hulle 'n bietjie vir my kom kuier in Suid-Afrika. Ek wou nou net vir jou gevra het jy nou al oorweeg om van hierdie ouens hierdie kant toe te bring, is 'n bietjie vir hulle 'n lekker sekelbos vuurtjie te maak, sê kom probeer hier. Ek het baie ons gesê oor as hulle kan geleentheid kry, ook van die Australiërs en Nieu-Zeelanders ook. As hulle ooit geleentheid kan kry om Suid-Afrika toe te kom bly by my. Ons hoef julle reël, ons het klomp pelle wat plase het en wat die regte safari experience kan gaan bied. Jy hoef nie die nek te betaal vir 'n plek of vir 'n lodge of wat ook al nie. En jy sal die regte experience kry. So ons wag nog 'n bietjie vir hulle. Meeste van die ouetjies sê maar as hulle klaar is met rugby dan kan hulle ook 'n plan maak. So nee, ons wil verseker so iets doen. So Willie vandag, wat doen Willie Brits vandag? Wat is Ja, dis ons is besig met 'n landbouprojek wat ons plantgroei regulator produkte vir die landbou probeer ontwikkel. Saam met 'n Amerikaanse company. Ons wag maar nog vir ons funding, so dis maar die groot ding. Ons wag al van 2023 af wat ons maar werk en nou het die fokus van ons mynprodukte bietjie geskuif. So daai mynprodukte werk wag vir ons funding, maar nou het ons produkte op die kant van ander companies en so wat ons ook maar meer werk in vir uitvoer wat ons maar vir 'n prentjie probeer skep in die landbou. So dit is maar die myn fokus, maar om dit het die Here ook maar mense in my lewe geplaas wat net werk. Verstaan jy? Ek het nou gisteraand met 'n oom gesels en hy sê wat is sukses op 'n van die dag? Hoe raak jy suksesvol? Eerste punt wat niemand van dink jy is vasbyt. Jy kan wat jy jou hele resep van jou hele lewe tot nou hele lewe lank tot nou vasgebyt het en ek sê ook ek het baie pelle
Hulle hartseker dan ons Kali Erasmus of Barry Landman, wat so dieselfde posisie ek gespeel het onder 19 en 21, wat baie beter rugby spelers as ek was. Regtig, hulle het al die talent gehad, hulle is groot gewees, great spelers. Maar hulle het nie vasgebyt nie. Want hulle kon teruggaan saam met hulle ouers gaan werk op die plaas, citrusplase en hulle het 'n ongelooflike sukses gemaak van hulle werk wat hulle nou doen. Dit is ek kyk op na hulle as besigheidsmanne. Maar ek het dit nie noodwendig gehad nie, maar ek het geswat en ek het vasgebyt. En ek het toe die rugbypad gestap want ek kon vasbyt. En die tweede punt op suksesvol wees is jou netwerk. Ek het al baie met ouens gesels wat saam met rugby gespeel het wat na 'n game man wil so vinnig van die veld af kom en so vinnig by die huis kom, want hulle is nie lus vir mense nie. Waar ek het altyd net, en dis my persoonlikheid ook gewees, ek het altyd kapasiteit vir mense gehad. En om te kan sit en gesels en hoor wat doen die ou, hoor wat doen daai ou. En dit is hoe jou netwerk gebou het. En ek is so bevoorreg om terug te kom na rugby, so my SA Rugby Legends organisasie betrokke te raak. En wat vir my 'n groot eer is, saam met baie ons al gespeel wat ek op die TV gekyk het en wat ek vriende nou kan noem en deur hulle ook mense ontmoet het wat 'n ongelooflike netwerk het. En so bou jy jou netwerk uit. En dis wat ons nou gebruik waar jy enigiets van property, retail, warehousing, al die tipe property brokerage doen, koop en verkoop, verhuuring. Ek speel ook met Promac Paints, wat die derde grootste verfkampioen in Suid-Afrika is, grootste vervaardiger van verf. En ook soos 'n broker vir hulle, so ons netwerk weer met constructiecompanies of malls of hospitale en dan kry ons die twee companies bymekaar uit om 'n deal te doen. Hulle doen Emirates wat aan die pharmaceutical kant is. Hulle maak baie van Dischem, so goed as USN, Biogen, daai tipe dinge. Ons het 'n app wat ons nou wil betrokke mee raak wat jou breingesondheid toets. Ek ken Jaco Kriel en 'n van speler Willem Jordaan, wat half in daai aspek ook netwerk wat ons het baie gefokus op breingesondheid want dit is dis waar daai swart hond jou vinniger begin jaag. As jou breingesondheid nie daar is en jy het soveel kopstampe en nekbeserings deur jou lewe. Nou het jy 'n app wat binne 40 sekondes jou kan toets of jy hartgeskrywing het of nie en jou gesondheid van jou brein kan toets, in plaas van om al daai toetsietjies te gaan doen. So dis iets wat ons nou nog 'n bietjie in die fase is om die kontrakte te sluit met die Australiese company, maar dit is iets wat ons baie opgewonde oor is. Ons sal nou binnekort almal meer gesels om te kyk om die speler te gesondheid te kan dryf deur 'n app op jou foon. Dis fantasties. En so ons doen dit, telekommunikasies. Ons companies bymekaar kry, solar companies bymekaar uitkry. So ons is al ek bly maar as 'n broker. 'n netwerker in die middel. So ek's in die middel en daar waar geleentheid is, kry partye bymekaar in die werk. Ek love die feit dat jy so baie fokus op dit kom eintlik op die rugby speler na daardie tyd want dit kom terug na wat die swart hond is eintlik Winston Churchill het gekom met die swart hond het dit jare terug in depressie het hy geklassifiseer as die swart hond en dit is 'n baie belangrike punt en ek dink dit is ek het self toe ek ophou rugby speel ek het 2 jaar het ek wou en ek kan vir jou so op die dot 'n ding oor rugby sê vir 2 jaar wou ek nie as rugby sien nie ek ry plaas toe dan sê die ouens hoorie dis die bokke teen die All Blacks so okay. Ek wou niks van rugby weet nie. En dit is 'n baie slegte punt en ons het nou al 'n hele paar baie groot internasionale ouens en ons kyk nie eers na die lokale ouens nie wat al weens depressie jy weet selfmoord gepleeg het. Ja, onlangs nou Nick Koster laas jaar. En is in ons era die next best thing ongelooflike speler gewees. En selfde ding, swart hond het hom kom haal. En dis hoe ek sê wat veral met hierdie app wat ons nou wil dryf oor breingesondheid en veral op skole. Dit is belangrik. Want skole het nie baie skole het nie die finansies om eers ambulans by die veld te hê nie. En nou moet jy 'n MRI laat doen van jou brein om te kyk of hy geswel is of nie. Baie van die kinders het nie die fondse vir dit nie. Nou sê die ma en die pa, nee maar die kompetisie is so sterk, jy moet speel. So jy rus dalk 'n week of 2 nou volgende jaar gaan speel. Jy's nog nie naaste by reg nie. Dis scary. Of sommige gaan met die vinger en sê nee, sy pupille is reg, laat hy jol. Verstaan en jy sê nie naaste by daai tyd wat jy moet genees vir jou kop nie. En nou speel jy weer. En dis die scary ding op skole, vir ek het dit gedoen. Ek was my pa het my net 'n bietjie belangrik laat rus, maar ek het 'n erge hersenschudding op skool gehad. En dat ek uitgepas het en in die hospitaal wakker geword het. En my pa het my daar mooi laat rus na dit. Maar deesdae se druk op spelers van ouers se kant af veral en van coaches se kant af. Want die kompetisie skole rugby is so erg kompeterend.
is 'n besigheid nou. Ja. Dis nie meer kinders wat hulle self kan geniet noodwendig. En ek dink ons gemeenskap is nou al op hierdie FOMO, fear of missing out. Dit is so bang, as ek nou daai 2 weke afgee, gaan my kind nou glad nie weer in die A-span wees of in die eerste span nie. Dit is baie sleg. En even professioneel, soos jy is so erg, ons het baie van daai hersenskuddingtoetse gejip hou. En dit is 'n maklike manier om jou baseline te jip aan die begin van die seisoen. Jy doen dit net slegter as Pris. En want dan in 'n game is jy so onder druk, jy's moeg. En nou is dit al die toetse, jy moet voetjies agter mekaar loop, jy moet woorde onthou, jy moet woorde getalle agteruit vir jou terug sê en dan prentjies kyk en wat ook al en dan na die tyd weer daai woorde onthou. So dit is so 'n moeilike toets anyway. Wow. En so dan jip jy maar jou baseline toe sodat dit makliker is in 'n game. Wow. Want jy wil speel, want jy weet as jy nie speel nie, jy's vir 2-3 weke uit, is al 'n jong ouetjie wat deurkom met jou plek gaan vat. En dit kan jou salaris eventually beïnvloed. En die ding is jy weet jy kan contribute vir 'n span om te kan wen, so jy wil op die veld wees. So dis wat ek sê, dis vir my scary, dis kom ek en Jaco so groot hierdie ding wil dryf, want ek weet ek was die ou wat gejip het en meerderheid van die ouens saam met my het dit ook gedoen. Wow. En nou na die tyd draai jy die nagevolge daarvan van 'n swart hond wat ergens kom en jou breingesondheid sukkel. Geheueverlies, ek het al met baie van die manne gepraat oor gereesverlies, dat jy in jou 40's in en as jy So ons gaan dit op die app, ons gaan julle ding op die koekblik asseblief mense kyk na hierdie goed want ons dit is belangrik, dit is crucial. Ons sal dit promote, dit is definitief baie belangrike punt vir die. Kom ons kyk bietjie na hierdie absolute juwele wat ons hierso het. So Willie het vir ons 'n klomp trui nou hierdie net om vir almal te sê, hierdie is so 'n bietjie van sy truie, maar hy net laat ons so highlights kan kry want daar's baie truie. So kom ons vang hierdie eerste ene. So jy kan hom so vir ons vat daar. Ek weet ons gaan hom so op die kamera try. So daai ek weet dit. Jy kan maar vir ons sê. So dis my eerste span skool het ek start 8 was, my eerste keer wat ek vir eerste span gespeel het. Dit was my Tryghuis 2004. Diamantveld. Ja, so my trots waar ons begin het. Hierso het ek nog my 18 kry in week 2006 my matriekjaar. So die ander 2009 lê daar en die Griekos onder 19 trui is ook aan die kas. Ja, natuurlik. Ons wys maar net hoe lyk die Griekos, maar daar's baie truie. Dit was al my matriekjaar gewees wat spesiaal was. Hierso so Griffins rugby trui gewees het ek so 2,5 seisoene gedoen het. Wat ook vir my baie spesiaal is wat ek geleentheid gekry het. Die eerste keer wat ek weer actually 8ste man gespeel het. Nou was dit ook 'n bietjie 8ste man gejol, maar dit was daar by ons 8ste man kaptein het seer gekry die dag en ek stond flank en slot. En die coach vra van my, kan jy 8 man speel? Ek sê ja man, ek het nou dag nog gespeel. No probleem. Nou my pa sê pa ons het 'n probleem. Coach het gevra of kan ek 8 man speel? Ek sê ja. Hy sê wel, great. Dit gaan twee kante toe gaan. Of jy die swakste game van jou lewe, dan weet ons jy is 8 man nie. Of jy die game van jou lewe en jy weet wow, hoe beautiful is daai. En ek het toe die game van my lewe gehad vir die Griffins en toe het ek weer begin 8 man jol. En meerderheid van my loopbaan het ek 8 gejol. So dit was great geweest. En is my Shimla's trui, baie spesiaal vir my geweest 5 jaar se Varsity Cups en vir Shimla's gedoen. My tweede jaar al begin Shimla speel. So baie bevoorreg. Nou net om daar te wys, as jy daar van die eerste trui af gaan na hierdie toe, kan nou begin nou sien hoe die moderne truie inkom. Maar eerstes is nou so wol besigheid. Ons het dit nog gehad met die lang moue, maar dit word nou al hoe fancier. Okay, hier is ons. Nou kom ek kyk eers die Leeu's truie. Dit is 'n bietjie voor ietsie tas gewees. Dit was ons baie spesiale game, die Leeu's 125ste bestaanjaar in Currie Cup gewees. Daar's net ek dink 2 stelle van hierdie blou truie gewees. Vir my is nogals baie dankbaar dat ek so 'n ouetjie kon gekry het. Dit is ons eerste Super Rugby seisoen gewees. Daar's die Currie Cup ons daar agter en dan die Super Rugby is my eerste Super Rugby gewees vir die Leeu's. Die man is groot, dis 'n 2XL ook nog, net om vir almal te sê. Die man is 'n groot man hierso. Ek hou nie van so styf nie, so ek kom 'n bietjie los. En toe ek Vrystaat toe, en is die een van die Vrystaat Super Rugby truie gewees. Daai tyd wat 'n baie spesiale een was. Obviously my droom om altyd by die Vrystaat te gewees het. Hierdie was ook vir my nogals, kom ek gaan eers los van later. Ja, hoeveel later, ja. Hierso is my club in Japan, die Entity Shining Ox, wat ek vir 6-7 seisoene voor gejol het. Wat ook vir my baie beteken het. Hulle is nou die D-Rocks. Waar coach Johan Ackerman en Neil de Bruin en die ouens ook afgerig het. So dit was 'n baie goeie tyd vir my gewees. Sunwolves. Ja, hier is hy. Great gewees. Goeie jare, al die Sunwolves 2 jaar gehad by hulle. Jy kan hom amper in Japanees vir ons verduidelik. Ja, hierdie is net jou wat
Ito Communications is die sponsor. Ja. Wat ja, dis baie lekker 2 jaar gewees. Seker van my lekkerste rugby van my lewe gewees. Waar die travel geïnkorporeer het en waar ons regtig 'n familie moes gewees het. Spelers van reg oor die wêreld bymekaar gekom het. Het hy dit tas geleef vir 6 maande. Hy het nie 'n huis gehad, hy het hotel tot hotel gegaan. Maar daai druk daar, daai drukking, die is swaar daar. So die ouens het daai het gepraat hoe sweet hulle. Dis meer die humiditeit. Die humiditeit wat jou so warm. Jy sweet jouself dood en dit is warm en dan kan dit net so koud ook raak. Want ons home games was tussen Tokyo, Singapore en Hong Kong. Dis jou home game. So jy travel 6 ure vir 'n home game. En dan van daar af gevlieg na Argentinië toe, en is terug Australië toe, nou Suid-Afrika, Nieu-Seeland. So dis reg 'n lekker jaar gewees. Ons was 'n baie goeie groep ouens bymekaar gewees daai tyd. Maar ja, 2017, 18 was my goeie jare gewees. Hier is ook een van Michael Leach, en vriende daar in Japan wat ek sy terugkry. So een Japanese 'n wêreld 15 game gewees en ek het hartseer gekry in daai game. Dis ook vir my. Dis net toe my dinge bietjie begin skeefloop het met Japan, die coaches. En ek het die coach 'n bietjie koppe gestamp. En toe ek 'n try-saving tackle gemaak op die einde en die game-winning tackle gemaak. En ek het nog so vir die coaches gewys hoe ek het en maar ek was uit gewees. Ek kan nie alles eens onthou nie. En dis toe altyd die vraag Michael of my het ek 'n try geruil gekry. Ek sê nee, ek kan nie eens onthou nie. Hy sê wag, gehaal is hy try vir my. Wow. En so was my baie special gewees hoe hy dit uitgedeel het. En ja, soos ek in 2017 was my nog ons 'n spesiale jaar, was 'n moeilike jaar, maar baie spesiaal. Seker vir my uitstaande jaar van my lewe gewees. My pa se oorlede in 2017. En my droom was altyd, ons droom was altyd Springbok of Barbarians. En toe 2017 toe sy oorlede, toe ek my Super Rugby seisoen aan hom opgedra. En ek was speler van die jaar gewees daai jaar, wat ek my seisoen vir my pa opgedra het. En ek het ook Barbarians en Wêreld 15 gespeel daai jaar. Wow. So dit is soos ek sê. Hoe sou dit wees as hy dit kon sien? Presies. En soos ek sê, dis al weer bittersweet, soos my pa verloor, maar ons het daai drome uitgeleef in sy memory. Wow. En hieso is die Barbarians stry wat ons actually gejol het daai jaar teen Nieu-Seeland op Twickenham. Ja. En ja, dit was 'n baie spesiale een vir my gewees. Ek sou ook eers gegaan het, toe 'n ou seer gekry en die Here se hand, ons het met die Wêreld 15 game, toe die coach gesê, "As ons wen, gaan ek saam." Dus ik wou ons maar plan maak om te wen. En dat was baie special geweest hierdie en saam met die try het ek toe Jerome Kaino, ek wou nie met try ruil nie, is my eerste Barbarians try. Ja. So ek sê vir Steven Lotoa, hoorie maar Dolf, ek wil my try raai, sy moenie worry, ons gaan plan maak. En ek ken nou vir Jerome so deur die Super Rugby, ons altyd na die games lekker bier saam gedrink en so aan. Hy sê toe hy sal my uitsort. Toe ek na die tyd by die kleedkamer uitstap en by ons funksie, toe sy daar met sy trui, sy broekie en sy sokkies. Sy het my hoorie chom, you deserve it. En dis soos ek sê, Jerome Kaino hier onder. Amazing. Sy naam op en All Blacks sommer agter. Hy sê vir my is ja, dis ek het nooit internasionaal gespeel nie, maar kon daarom teen die All Blacks gejol het en 'n try gekry. So vir my is dit ook een van my highlights my loopbaan. En die AK ook geface. AK geface, al die dinge. En hoe sit die AK face? Is dit lekker? Dis meer vir my soos half dis ek wil nou gaan. Ek wil jol. Soos waar dit intimiderend is of so iets. Dis half dit maak dit wakker in jou. En Steven sê nog ons my, hoorie, maar as hulle AK doen, dis 'n challenge van hulle kant af. So iemand gaan jou in die oë kyk en jou challenge. En moenie wegkyk nie. Ek sê yes, ek sê reg. Niemand kyk vir my nie. Ek sê Steven Lotoa is hier langs my en ek kan nie op die ander kant weg staan. Ek soek iemand, wie kyk vir my? Niemand, almal kyk vir hulle. Ek sê ag nee, dit sak. Niemand kyk vir my nie. Maar dit is net so great. Soos ek sê, ek dink ons was 72 of 70,000 mense op Twickenham gewees. Ja. En hulle cheer vir die Barbarians, nie vir die All Blacks nie. En daai het ons ongelukkig verloor op die einde, maar het was 'n ongelooflike lekker game geweest. Harde game of ja, baie ons Kwagga, Akker, Jacques van Rooyen, al ouens ook lekker. Ek dink Harold Foster. Ek kon 'n bietjie Afrikaans aan Barbarians. Kon daar 'n bietjie Afrikaans wat is in gooi en ja, gesit lekker so ouens soos Richie Mo'unga wat sy carrière al begin het. Luke Whitelock wat kaptein was vir ons en so is reg ongelooflik geweest om saam met daai ouens. George Bridge wat ook net begin het daai tyd. Julian Sevilla, Tekele na Rivaro, daai tipe ouens om saam hulle het ook al gespeel het. Was reg net special geweest. En ja, so ook 2017 en 18 Wêreld 15 gespeel. Robbie Deans wat ons al gecoach het en beautiful. Reza Robinson ook, ons coaches by die Babas game ook geweest.
Ja. So ja, dit is baie special om dit ook te doen. My ma en my Wie het julle gespeel daarso? Japan. Teen jou, dis okay. Dis wel Michael Leach het. Dis reg. En wat special was in 2017 my ma en my sussie het oorgevlieg Japan toe om te kom kuier en hulle het dus toe gekies vir die wêreld 15 span ook, so hulle kon daai game vir my kom kyk het. En nou selfe jaar as my pa oorlede is. So dit was baie special memories daai tyd gewees. En dis ons Cybercats stry van Amerika in Houston, Texas. Daarso by daai nekke wat nou net op hierdie stadium is, dit nou net pote wat nou nog daarso is. So dit is ook vir my baie lekker gewees. Ek het nou nie my laaste try van die Red Hurricanes in Japan nie, maar ja, dit was so baie. Wow, dit is absolute stunning memories. Ja. Willie, ons kom so 'n bietjie terug, net so amper op die einde van ons show. Dan wil ek gou met jou gesels. Jy's vandag 'n pa ook, van 'n wonderlike dogtertjie. Ja. But it didn't come easy. Nee, dit is haar naam Kara. Ja, Karakie. So ja, sy's beautiful, regtig net die grootste geskenk van die Here af. Maar wat ook net die Here se hand en alles was dat ek dink ons op 27, 28 weke het alles nog perfek gegaan. Die ginekoloog nog gesê ons is sy favorite customers, want kom en check, alles is sharp, gaan huis toe. En so, ek dink 27 weke toe, stap ons in die dag en hy het scan gedoen en hy het net so stil gebly. En ek het gesien die hartjie klop so snaaks, of so, iets lyk nie lekker nie, maar ek is nie 'n dokter nie, wat weet ek nou. En hy bly so stil en ons vra later hoe is alles okay, en hy sê nee, iets lyk nie lekker nie. Hy doen toe nog 'n scan op die hartjie en hy sien die hartklop is baie stadig en hy begin toe stres. En hy praat dadelik van miskraam, van dit, van dat. En ons is soos hier, van alles van perfek was 'n paar weke terug na miskraam nou. Dit is crazy. En Bianca daai tyd bars uit in trane. Ek is emosioneel, ek weet nie hoe om haar te comfort nie, maar ek net dadelik begin bid. Ek sê Here, dit is nie van U af nie. Dis die duiwel wat probeer steel. Hoe kan alles perfek gaan tot nou toe? En nou skielik is dit iets wat onnatuur is. En net teen het gebid, het afgebid in die Here se naam, afgesny in die Here se naam. En dit was net ons journey toe gewees van hoe ons kon aanhou bid en soveel mense wat saam met ons die pad gestap het, saam met ons ondersteun het, gebid het. Hulle het toe gekyk dat Bianca het 'n teenliggaampie in haar liggaam wat van lupus afkom. Wat die atriums en die ventricles pomp nie saam nie. Hulle het nie kommunikasie nie, soos 'n totale hartblok wat die spesialist toe gesê het. So vir elke 2 keer wat die atrium klop, moet jou ventricles 2 keer klop. Maar nou met daai senuwees, daai lupus, val daai senuwee aan wat nie impulse kan deurstuur na die ventricles toe nie. So die ventricles doen wat hulle wil. Hulle gaan net, hulle klop maar net. En glad nie ritme nie, niks nie. En hulle die spesialist sê toe Karakie gaan by geboorte pasangeer moet kry. So weet nie hulle gaan probeer buite plant of binne in die borskas, maar die borskas is te klein, so hoe doen jy dit? Sy is 2.8 kg by geboorte gewees, so is nog 'n klein lyfie ook gewees. So ja, ek het net gesê, dit gaan nie gebeur nie. Dus my God groter is dit, het gaan nie gebeur nie. En soveel mense wat saam met my gestaan het en gebed, gevas het, ek het gevas, koffie en suiker en al sulke tipe goeders gevas vir 3 maande. Greatste shit vir my lewe gewees, ek kon actually amper 'n six-pack sien. En is net soos ietsie kleins wat ons opgegee het om te sê hoorie maar elke keer as jy kry vir iets of koffie wil drink of wat, ek sê ek love koffie, dan bid jy, tree net in. En toe by geboorte kom dit toe en die hartklop spike toe. So haar hartklop was op 66 gewees. Ons moet elke keer wekeliks gemonitor het, 2 keer 'n week. En die hartklop moet 120 wees en op. En sy was op 60, 66 average. En by geboorte toe gebeur en weer gaan, check haar hartklop als, boom, sy spike sommer partykeer 80, 90 toe. En ons is klaar net soos dankie Jesus. En ek is toe dadelik saam met haar weg ICU toe, sy is vir 6 dae in ICU gelê. En sit ek en wag ons vir die hartspesialist. Want hy moet ons nou pas aangeer en sit volgens hulle en ons bid net nog heeltyd teen dit en hy kom nie. En ek sê soos dis 'n great ding. Dis 'n great ding. En soos die dokter daai het gesê soos dis menslik onmoontlik vir die hartklop, daai hartblok om weg te gaan. Ek sê soos dis presies wat ons nodig het. Dis al wat ek wil hoor, dis menslik onmoontlik. En ek is toe terug na Bianca toe in die saal en ons kan nie vir Sissie sien nie, sy is in ICU, ons wag vir die dokter, so ek is heeltyd op en af, wag. Paar ure daarna kom die dokter eers aan. Ons is so, okay, nee, hy's happy.
hardloop lyk goed, daar gaan nie 'n passagier ingesit word, die prys Here vir dit. Maar ons moet hom monitor. So hy is vir 6 dae in ICU wat hy die hele tyd moet monitor, dit sy challenges op hulle eie gehad. Ons kon nie vir sy vashou nie. Bianca het daar vinnig vasgehou vir 5 sekondes vir 'n foto of 2, toe sy weg. Kon sy nou raak, sy het pypies in haar naaldstring opgehad wat direk in haar hart ingegaan het, want hulle moet elke 4 ure bloed trek om haar bloedsuiker te check. En om heeltyd 'n merk op die been te druk met 'n naald is werk nie. So ons kan haar nie vashou nie, want as daai pypie uittrek kan haar hart uitbloei. Ja, dit so vir die eerste 4-5 dae kon ons haar glad nie jy wil vashou. haar vashou, maar jy kan nie. Ja, ek dink Bianca het eers na dag 3 of 4 kon sy die eerste keer borsvoed. So dis die challenges op haar eie gehad en toe het hulle 'n monitor op haar gesit wat haar vir 24 tot 48 uur gemonitor het, haar hartklop en dokter sê hy het nie een keer onder 66 gegaan nie. As dit onder 60 gaan, 55 toe moet ons passagier dadelik insit. En dit het nooit onder dit gegaan nie. So sy het 'n average van 66 en opgehad. Na 6 dae is hulle happy, stuur haar huis toe. Ons is nou 'n paar weke terug weer by die hartspesialis gewees. En hy kyk so en hy sê wag, dit is nie lekker nie. Die hartblok het verander. Maar jy raak skielik koud as hy nou sê dis. Ja, maar dis soos hy kyk die hartklop en hy scan dit. Terwyl hy scan, kan ek sien daar's ritme wat dit nooit was nie. En hy sê toe iets is nie lekker nie. So hy kyk toe en ons gaan nie 'n koue gevoel gehad en dis nog iets waarvan ons die hele tyd bid. Ons bid nog steeds vir genesing. En scan toe en hy kyk hoorie maar soos ek sê, dis mense ook onmoontlik geweest vir die hartblok om te verander. Hy kan nie van self verander nie. Nou is dit 'n 2-2-1 noem hulle dit. Dis die totale hartblokkie, waar die atrium 2 keer pomp en die ventrikel pomp 1 keer. Maar is in ritme nou. Ja. So ek net sê, prys die Here vir dit en dis net die Here se hand, sy genesing wat daarin is, want wat menslik onmoontlik is, medies onmoontlik is, kom doen die Here in Kara se hartjie. Ja. En dis wat ek wil sê, vir my is dit so 'n spesiale ding waar Kara van kleins af die Here in haar hart het, wat werk in haar hart, die Heilige Gees werk in haar hart, en vir my dis al gebed vir haar toekoms, dat sy regtig 'n intieme verhouding met die Here sal hê van kleins af, want sy het klaar die Here se presence in haar. En ja, dis maak nie saak wat se foute ek en haar ma maak nie. Dat daai foute haar nie beïnvloed nie, dat ons altyd net vir haar liefde sal kan wys, en die Here se liefde kan weerspieël daai. Toe. So ja. Stunning. Dit is absoluut stunning. Aan die einde van elke show van my kom ek by die koekblik oomblik en dit is nou my reflection on what was in front of me en dis nou my gedeelte om Willie Brits nou in my koekblik te gaan bære en ek dink ek wil dit direk begin deur eerstens jou geloof is fenomenaal. Jy het absoluut daar's nie eens twyfel in jou geloof met die Here nie. En dit is vir my baie verblydend, die eerste ding. Maar wat vir my baie uitstaan van jou is hoe jy elke keer die fokus van die probleem afhaal en hoe jy elke keer die probleem daar los en net fokus op die Here. En dit is vir my crucial, want toe jy nie die span maak nie, het jy net aangehou. Toe elke keer soos jy sê, toe jy iets anders God gemaak het het jy hier 'n probleem, en dit is 'n probleem wat die gewone ou gaan sê, nee, nou is ons, we are done. En jy sê nie, maar kom ons glo in die Here, want hy gaan in elk geval daai reg maak. So vir my is my koekblik oomblik is absoluut, Willie Brits is 'n man met geduld. Willie Brits is 'n man wat met inbors en met trots vat jy die wêreld aan, en dit is absoluut amazing. Ek sit hier vandag, ek het al 'n klomp shows gedoen, maar ek sit hier choopstil vandag, want dit is so beautiful, en Willie, dankie vir wat jy vir ons in rugby doen, maar meer vir wat jy vir ons leer buite rugby, en dit maak jou 'n fenominale mens. Ek love it, ek love wat jy doen. Daai trye is vir my stunning, maar die feit dat jou dogtertjie leef is en die feit dat jy 'n pappa kan wees vandag, want ek dink dit is jou grootste droom. 100%. En jy het dit, en ja, beautiful. Dankie, en dankie vir die koekblik oomblik. My koekblik is absoluut Willie Brits, is 'n wow. Honest. Baie dankie. Prys die Here vir dit. Baie dankie. My dogtertjie is regtig, ja, hulle het vir my lewe, en soos ek sê, dis altyd die sê kan, my sussie het gesels, want sy het ook 2 laaitjies, 2 en 4, Zian en Pierre. En hulle is so oulik, en dis ons altyd sê die sad kant van is my pa wat nie meer is nie. Wat dit kan, want hy was mal oor kleintjies gewees. So vir ons as familie is dit 'n baie moeilike tyd, maar klein Karakie bring soveel joy in mense lewe, en dis 'n regte geskenk van die Here af. En dis iets wat ek nog hele lewe lank verwag. Soos ek sê, ek was so lank alleen oor see en gewens ek het 'n vrou en kinders daar gehad saam met my.
Maar dis hoe die Here werk. Verstaan, ons tyd is sy tyd hier. Absoluut. Hy werk op sy tyd en dis altyd perfek. En soos ek sê, Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê ook so, Here lief met jou hele hart en moenie op jou eie insig in staat maak nie, verstaan. Hy sal jou wys wat se pad om te vat en dis net so of my verse of life om te sê hoe maar hê die Here lief met alles in jou, verstaan. Dis makliker gesê as gedaan, want as challenges opduik, ek het baie challenges in my lewe op die oomblik wat moeilik is. Wat ek nie altyd sê ek maak die regte besluite of sê die regte goed of wat nie, maar op die einde van die dag die Here bly mense anker. En as jy teruggaan na die Here toe, teruggaan na sy woord toe, dit gaan beter gaan. Dit is verseker, die Here is regverdig, die Here is just. Hy het my nog nooit gedrop nie. En so ek sê even nou ek foute maak, sy grace en sy mercy is nog steeds ongelooflik en is daar vir ons. En ja, ons moet net self ook kan grace en mercy vir mense wys. Ek dink ek sê baie vir mense, vriendelikheid kos niks in die lewe nie. Jy is dalk die enigste glimlag wat 'n persoon op dag sien. Net om vriendelik te wees met 'n vreemdeling. En baie keer is ons in so 'n kultuur van rasisme en hiërargie, dat ons met jou tuinwerker of met 'n bediende of so iets, of 'n waitress of so iets ongeskik sal wees, want hulle is mos nou nie beter, ek's beter as hulle. Maar op die ander dag, dis nie God se liefde daar nie. Dis nie om vriendelik te kan wees en Jesus se liefde deur 'n smile te kan wys. Dis waar dit gaan op 'n einde van die dag. Stunning. Ja. Stunning. Amen to that. Dankie. Dankie man. Dankie.